Wat het jou aanvanklik geïnspireerd om hierdie kursus saam te stel? Jaco, ja, hierdie is 'n interessante ding. Ons het die idee al so van Januarie af gehad, 2025. Wat gebeur het, die doen daai ding is 'n lekker plaatjie naam. Jy weet, hy hardloop lekker op die tong. Hy val lekker af. Soos pastoor Betty ook gesê het, jy gebruik dit eintlik in die huis ook. Ons doen dit. Hoorie, ons gaan doen gou daai ding. Jy weet dan telepatie, ons weet waarvan ons praat. Maar so ons praat kombuis, Afrikaans kombuis. Deesdae is dit 'n inding om dit aan 'n brand te koppel, maar dis die brand gedeelte. Hoe ek begin dink het, jy sal nie glo nie, het eintlik ontstaan uit die politieke atmosfeer wat in Suid-Afrika hier in Januarie gebeur het. Ek het besef ons in Suid-Afrika, maak nie saak watter volk, nasie of taal jy is nie. Dit maak nie saak nie. As jy in Suid-Afrika is, nou en vir die toekoms, moet jy uit die boks uitdink. Dis waar. Dit gaan van jou vereis om uit die boks uit te dink. Maar hoe het dit gebeur? Ek het die naam al gehad, maar en nou gaan ek hom sê soos hy is, president Ramaphosa het die onteieningswet aangekondig in Januarie. En ek hoor dit. En ons sien die mense was ontstel, julle sal weet. En ons kom agter dinge kan nou draai baie anders in die land. Nou dit trigger jou mos. Ja. Want nou jy moet nou anders dink. En ek dink dit was die volgende week, na hy hierdie aankondiging opgewonde gedoen het, toe het Trump op kantoor gekom, president Donald Trump. Hy's ingestem in November en hy kom in Januarie stap in kantoor in. Nou hy teken mos executive orders laat die bissies wewe. Ja. So. En die een executive order was op Suid-Afrika waar hy hierdie ding raak gesien het en hy noem daar van die onteieningswet en 'n klomp goed, maar hy noem die vlugtelingstatus wat hy in die executive order sit, wat natuurlik deur hulle protokol en prosedures toe goedgekeur. Nou is nie net Trump wat dit doen nie. As daai ding sê yes, dan is daar 'n groot span wat sê en ons ken nou die vlugtelingstatus ding. En ek besef maar daar is al 'n exodus al vir 30 jaar in Suid-Afrika van mense wat beweeg. Dan is daar nou 'n vlugtelingstatus ek wil nie net oor die politiek huis nou op Suid-Afrika. En daar's mense wat dit gaan vat en ek blameer geen persoon wat as jy wil mos 'n skuif maak, doen daai ding. Ja. Doen daai ding. Maar en ek kom toe agter, maar daar gaan mense agterbly. Almal gaan nie Australië toe nie. Ja. Almal gaan nie Europa toe nie. Afgesien nou van die almal gaan nie iewers anders na 'n ander land toe wat nou moontlikhede ons almal gaan ook nie die vlugtelingstatus vat nie. Ja. En die doen daai ding word vir my 'n gesig, 'n profiel. En ek kom agter maar ons wat dan dalk noodwendig, sê die Here wil jy moet 'n ander ding doen in 'n ander land, maar hier bly, gaan alleenlik net hier kan bly in Suid-Afrika en dis vir die toekoms ook, sal alleenlik hier kan bly, sal alleenlik hier kan voortbestaan, nie net oorleef is goed, maar jy wil nie net oorleef, jy wil 'n breakthrough hê, sal alleenlik net kan operasioneel toetree as jy hier gaan agterbly, maak nie saak of jy Afrikaans is, Engels, Zulu, Xhosa, maak nie saak nie, sal jy alleenlik operasioneel kan wees deur dinge te doen wat out of the ordinary is. Met ander woorde, as jy 8 tot 5 werk het, dis reg, jy moet jou bacon op die bord kry. Maar wat doen jy na daai tyd? Wat doen jy, sê maar jy moet in die oggend opstaan, wat doen jy voor die tyd? Wat doen jy op 'n naweek? En hierdie ding begin vir my oopgaan, en wat doen jy tydens, jy dalk 8 tot 5, maar jy is 'n databestuurder, of jy doen data by 'n maatskappy, wat van as jy van data af gaan studeer vir 'n rekenmeester? Net 'n voorbeeld, in accounting, kry jy 'n diploma, kry jy erkenning. So dis nie net geestelike goed nie. Jy moet daai ekstra tree loop. Hoekom as jy 35 is, kan jy nie vir prokureur studeer? 'n Eenvoudige voorbeeld. Ek gee blaatante as dit hardloop deur my kop, want ek kom agter daar's manne, die exodus het gebeur, gaan nog gebeur, en Amerika gee vir ons vlugtelingstatus. Dit is 'n titel wat op 'n ding is wat bietjie kwaai is. En dan gaan ouens dit vat en hulle gaan ook 'n ding doen.
Die manne wat in Australië is, Doen ook 'n doen 'n ding. Ja. Die oue Nieu-Seeland doen 'n ding. Die ouens wat voor vlugtelingstatus was daar al hordes ouens in Amerika wat dinge, jy weet, ons almal weet dit, wat dinge doen. Ja. Maar dan is daar ouens wat agterbly. Nie omdat hulle pateties is of nie 'n plan het of hulle het te veel moed nie. Maar jy gaan nie normaalweg kan funksioneer soos 'n lei lekker. Jy gaan moet uit die boks dink. Jy gaan moet met jou familie 'n meeting hou of met jouself en dit gaan by jouself begin. En dis hoe hierdie ding begin het. En ek begin dan kom ons promoveer 'n kursus om ouers te help met moontlike energie. Natuurlik met belangrike punte in die ding wat vir ouers motiveer. En sê, wel, as ek dan hier is, of in Amerika is, of in Australië, want ek het gedink aan die manne hier, dis ek ingesluit, ons sal ander dinge of dinge doen. Ons voorouers het van die Kaap af oor die Drakensberge getrek. Wat sê julle altyd by Kaalvoet? Kaalvoet oor die Drakensberge. Het hulle getrek. Ons was in oorlog gewees. En goeie, right, wat nou? Gaan ons nou net sommer so leier? Nee, ons gaan dinge doen. En dit is eintlik as gevolg van daai hele kontrapsie Januarie met die oorname van Trump, die ding wat hy op Suid-Afrika gekry het, vlugtelingstatus, dis wat gebeur, en die besef maar, ons gaan mense wees wat hier gaan agter ook wees. Hier gaan nog 'n lewe wees. Hier gaan nog winkelsentrums wees. Hier gaan nog daar gaan planne gemaak moet word. Die manne wat bly gaan hier. Daar's pragtige mense in Australië, in Nieu-Seeland, nou in Amerika, en dan nog met die vlugtelingstatus ook. Maar as jy hier is hoor mooi, is jy hier. Ja. Jy kan droom, maar terwyl jy hier in die spitsverkeer sit, hier op die N1, in Zambezistraat, is jy hier in die spitsverkeer. En enige iets kan gebeur. So jy moet begin, ons moet anders dink. Die man wat Australië toe geïmmigreer het, dink gou mooi daaraan. Hy moes leer hy moes 'n ding doen om anders te dink. Jy kan met ons het almal vriende wat so 'n move gemaak het. Die ou wat Amerika toe gaan, ek het pragtige vriende wat al voor die vlugtelingstatus in Amerika is, wat hy vertel vir jou hoe hy homself moet kondisioneer in sy nuwe kultuur, hoe hy die mense moet bestudeer, navorsing doen oor wat werk nie. En al bly ons nou hier, dit gaan nou met ons ook gebeur. Die onteieningswette studeer, die Bellawette studeer, en nou sit ons met die staat wat die kerke wil nasionaliseer. So ons gaan moet toetree om dinge te doen, en om te begin dinge doen, moet jy uit die boks uit, jou brein, vat hierdie ding, draam oor die bokserrande, en sê vir hom, hol 'n bietjie rond. Gaan dit eers 'n bietjie mal, want hy gaan eers die vryheid geniet. Wow, dis lekker, hier gaan dalk 'n paar bietjie nonsens ook droog moet. En dan as jy hom nog gevang het, dan gaan jy sê, nou is ek reg vir Afrika. Nou kan ons dinge doen. Ek dink ook 'n groot ding is, jy gaan die Here in hierdie ding moet ken. Want jy gaan die mind laat daartoe, dan gaan dit gebeur, hy gaan hier bietjie Peter, daar bietjie Peter. Ja. So, ek dink dis jy moet jou eie land in gedagte. Die Here moet 'n groot rol speel in hierdie hele ding. Ja, nee, ek is so bly jy noem dit. Moenie dink in die land jy het die pag of intelligensie in pag om Afrika te beat nie. En ek sê dit met respek. Ouens het in Afrika seer gekry. Mense verloor. Dit het nog nie verander nie. Jy moet met God in jou bootjie in die toekoms in hierdie land wees. Maar ek stem saam ook, as jy die ding kan doen met die Here, is hier ongelooflike potensiaal. Ongelooflike. Afrika het altyd. Dis net, hy's nie vir sissies nie. En so ek bedoel, soos jy gesê het, met die Here in die boot, is daar deurbraak op deurbraak wat in hierdie land kan gebeur, met al hierdie goed wat nou hier aangaan. Kan God nog steeds na 'n man en 'n vrou toe uitreik en sê, ek sit my seëning op, ek sit 'n mantel op hulle sal ligdraers wees, en ek sal hulle bless, finansiëel, in die omgewing, om invloed te hê. Want jy moet seker invloed verstaan in Afrika teen eerste wêreldlande. Daar seker goed wat net anders werk is. Praat gister met 'n vriend van my, en hy gee vir my 'n paar verduidelikings by die maatskappy vir wie hy werk. Ek gaan nou nie te veel detail gaan nie. Daai man het sy hande vol. Sy lewe is in gevaar. Alles wat jy aan kan dink gebeur daar. Maar glo my, dit is opgewonde, dis avontuur. Hy weet nie gaan hy dalk altyd veilig by die huis kom nie, maar daar's ook 'n suksesstorie agter dit. That's Africa, maar jy kan nie sonder God in hierdie bootjie move nie. Jy's 100% reg. Ons het dit nou al gesien en ervaar. O ja.